Goeiemôre almal. Dit is lekker om weer by julle te wees. Dankie vir die uitnodiging. John het 'n boodskap op my foon gelos so ruk terug te sê vir my Andrei, die 21ste, ons het nie 'n tema nie, anything goes. Dink ek, okay, great, en toe sê ek, dis eintlik 'n groot verantwoordelikheid, want nou weet ek nie waaroor, en soos die van julle wat nou na my geluister, weet ek praat baie keer maar oor finansies. Toe besluit ek gaan julle almal spyt en nie vandag daaroor praat nie. So toe gaan kyk ek nou, wat gaan als die naweek aan, sien ek, dis Vadersdag, great, miskien moet ek bietjie iets gee oor Vadersdag. Toe sien ek die 2 jaar terug was ek hier by julle, en toe het ek gepraat oor vaderskap, en die tragiese feit dat 2/3 van ons kinders wat vandag geregistreer word, hulle geboortes, het nie 'n pa op hulle geboortesertifikaat nie. En ek het net nie 'n release gekry om weer daaroor te praat nie. Toe dink ek, okay, dis 'n registrasie naweek, great, kom ons praat 'n bietjie godsdienst en politiek, maar daai is sommer gou gedood gegaan. Dink ek, okay, dan, waaroor moet ons dan nou praat? En toe sien ek, wag, gisterand was nou die langste aand van die jaar, en vandag is die kortste dag van die jaar, die seisoen begin draai, maar soos ons almal weet, winter is altyd kouer en die agterkant is aan die voorkant, en dacht ek, miskien is daar 'n boodskap in, bietjie gemediteer, niks gebeur nie. En toe dacht ek vir myself, weet wat, as ek een boodskap met iemand kan deel, wat sal dit wees? So ek sien myself toe in die prentjies, ek op 'n vliegtuig moet sit met iemand, en ek het 'n uur of 2 saam met hom, en ons begin praat, en jy weet maar so gaan dit, maar wat doen jy vir 'n lewe, en jy dit, wat doen jy vir 'n lewe, en nou begin praat, en ek besef, ek het die ou langs my, kan nêrens gaan nie, vir 'n uur of 2, wat se boodskap wil ek graag met hom deel, en toe dacht ek maar, dis dan die boodskap wat ek vandag met julle wil deel, en is basies 2 hofsaake, wat ek met julle wil deel. En die een het ek al 2 keer met julle gedeel, so ek gaan vinnig aan hom raak as 'n aanknopingspunt vir die tweede hofsaak wat ek by wil uitkom. So ek die Here het op my hart gedruk, ek glo is van die Here af dat ek met julle dan oor 2 hofsaake gaan praat, for whatever reason. Die een het ek gedoen al, 2 keer al met julle bespreek, en ek gaan by hom weer begin, en ek gaan hom kortlik handel. Dan wil ek by die tweede een uitkom, want daai hofsaak is heiliglik nog aan die gang. En julle lees omtrent weekliks van hom, en net 'n spoiler alert, dis nie die Madanga Kommissie nie, dis iets anderste. Maar die heel eerste hofsaak waarvan wat julle al van my al gehoor praat het, moet ou die beginsel verduidelik. Enigiemand wat al handelsreg gehad het, sal weet oor die kwessie van as jy 'n kontrak wil sluit, dan het jy 'n ding wat ons noem 'n aanbod en 'n aanname. Weet as ek nou Elsa toe kom en sê van hoor, hier is jou R1000, gee vir my jou foon, en sy vra vir my hoekom, dan sê ek wel ek koop jou foon vir R1000, dan gaan sy sê maar hoor, ek het hom nooit aangebied vir R1000 nie. Of sy kom na my toe sê, hier is my foon, ek bied hom aan vir R1000, gee my die R1000, dan sê ek maar hoor, ek het nie jou aanbod aanvaar nie. So vir 'n geldige kontrak met 'n aanbod en aanname wees. Nou dit het ek al met julle gedeel. Wat belangrik is binne in ons Suid-Afrikaanse regstelsel, het ons wat ons noem 'n presedenteleer, bedoelende dat die howe moet sover as moontlik nie van ander howe se hofbeslissings afwyk nie, want dit skep 'n klomp verwarring. Want as jy weet, as die howe konsekwent oor hoe hulle sake benader, deesdae met Ubuntu krappel die ding nogal die mekaar, want lyk ons sit onder 'n boom en sing kumbaya tot ons voel wat reg is, en dit skep heeltemal verwarring, maar dit daar gelaat, dalk 'n ander platform om dit meer te bespreek. Die punt is net, een van die oudste presedenteleers wat ons nou al gehad het, is die een van die saak van American Swiss en Bloom, en ek gaan so vinnig vir julle daar wys. Julle sal onthou, 13 Maart 1913 is die American Swiss in Kaapstad beroof van 5000 pond se diamante. En die klomp rowers het toe weggekom, ek gaan vinnig oor praat, want ek glo meeste van julle sal dit onthou. En American Swiss gaan sit toe daai aand van die rooftog 'n advertensie in die koerant dat ons gee 'n beloning van 500 pond, 10%, vir die ou wat inligting gee om hierdie mense te laat vang. Maar die koerant sal nie eens die volgende dag verskyn. Die aand kom meneer Bloem van sy werk af, en hy gaan kuier daar by sy gunsteling watergat, en hy sit en hoor die manne praat, en hy hoor hierdie ouens het diamante geroof. Hardloop gou polisiestasie toe, polisiemanne hardloop oor, kom daar so vraggies, hier sit die klomp skelms, kry die diamante. Volgende oggend maak meneer Bloem die koerant oop, hey, hier is 'n beloning vir 500 pond. Reg het American Swiss toe, sê hoor jy, ek is hier om die beloning op te eis, julle kan maar die polisie vra, ek is die ou wat die inligting gegee het, en American Swiss sê nee, ons gaan jou nie betaal nie. En soos het om betaal kry het, hoef hom 'n prokureur, en 'n dagvaar, en 2 jaar later kom die saak in die appelhof,
En daar word dit gerapporteer en dit word vandag nog in ons universiteite gebruik. En wat daar gebeur is, hy verskyn voor regter Solomon, het vir my nogal heel gepas gewees. En net so te loop, die 500 pond het ek vir my vrou se boyfriend, Kosie Immelman of KI of kunsmatige intelligensie, sy's mal oor die ou, het ek gevra, hy moet hom vir my convert. En Kosie sê vir my 500 pond in daai jaar translate na 1,7 miljoen vandag. So dis 'n redelike losprys of 'n beloning wat op die tafel was. Maar Arthur Bloom verskyn voor Judge Solomon en Judge Solomon gebruik daai woorde. Hy sê, Mr. Bloom, it is immense your sense of public duty. Ek commend jou. Hy sê vir my, you gratuitously, sonder om iets terug te verwag, acted. In the interest of justice, you became involved. Maar hy celebrate hierdie ou, vir die great ou wat hy is. Hy sê vir my, die probleem is, meneer Bloom, vir jou om die beloning te kan opeis, moes jy na American Swiss toe gegaan en sê, hoor, julle het 'n aanbod van 500 pond vir inligting. Staan die aanbod? Ja, hy staan. Ek aanvaar die aanbod, hier is die inligting. Dan het jy 'n ooreenkoms gehad, en dan kon jy aanspraak maak op die beloning. Dit wat jy gedoen het, was uit die goedheid van jou hart. Jy het nooit gereageer op die beloning nie, of op die aanbod nie. Nou is daar nie 'n kontrak nie. En daai oomblik het ek al vir julle gesê, het daar iets vir my oopgegaan, binne my konteks van werkslewe en binne in die koninkryk, van wat Jesus kon doen het. Wat hy vir ons sê, ek maak 'n aanbod vir jou, om te gaan aanspraak maak op die beloning, ek sal betaal vir jou. Die punt is, baie van ons gaan voor regter Solomon verskyn, en sê maar, ek het elke Sondag kerk toe gekom, en ek het my tiendes gegee, en ek by die ouer huis betrokken, en noem alles wat ek wil noem, en ek gaan sê, baie mooi, en daai mooi woorde, sense of public duty, interest of wara, maar sê net gou vir my seun se aanbod, wanneer jy dit aanvaar, want dit is hoe jy die beloning van die ewige lewe ontvang. Alright, nou het ek so gegaan, en so 'n parkeerprentjie daar gemaak, paak om een kant, die saak is die derde keer wat jy hom hoor. Ek gaan nie oor 60 nie oor terugkom, ek sien ek net 32, so ek gaan nou vinnig beweeg. So ek wil terugkom na hom toe. Nou kom ek by die volgende hofsaak. So ek het toe vir Kosie gevra, skep vir my net 'n beeld van die misdaadtoneel. En Kosie skep toe nou vir my die beeld van die misdaadtoneel van die hofsaak waarmee ons nou heiliglik besig is. Ek het nie so vinnig vir julle vertel hoe loop die hofsaak op en waar kom hy vandaan. Die hofsaak gaan basies oor menswees. In die sin van ons almal weet, ons het 'n uiterlike, ons liggaam, en ons almal weet ons het 'n innerlike. Weet die ding wat jy dink, voel en so, wat nou nie is op jou 5 sintuie nie. En as ons gaan kyk na die handleiding, die Owner's Manual van die mensdom, en wat skryf hy daaroor, dan kry ons hierdie baie interessante Bybelverse, daar in die Ou Testament, heel in die begin, toe God die mens gemaak het, sê, en die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde, en in sy neus die asem van die lewe geblaas, so het die mens dan 'n lewende siel geword. En dan hier in die Nuwe Testament lees ons, waar Paulus skryf om Tessalonisense, hy sê, mag God self, die God van vrede, julle in elke opsig heilig maak, en mag julle volledig na gees, siel en liggaam vlekkeloos bewaar word, tot as Here Jesus Christus kom. So as ons na die verse kyk, dan besef ons, wag, die prentjie is eintlik bietjie meer gekompliseerd. Dis die 3 fasette, nou ek aanvaar vir die meeste van julle gaan die goed nie nuut wees nie, want dit is basies op 'n manier word dit gereeld verduidelik. Maar ek wil 'n prentjie wys, want as jy soos ek is, onthou ou beter met 'n prentjie. As jy kyk na die gedeelte in Genesis, en die Here God het die mens geformeer in die stof van die aarde, daar is die liggaam. Hy het Adam gemaak uit stof uit, en Eva het 'n ribbebeen uit. Dit verduidelik ook hoekom as mans bad is daar 'n vuil kant op 'n bad, en vrouens is skoon, dis net soos jy te gewonder word daai ene. Maar daar is die liggaamsgedeelte uit die stof van die aarde uit, en dan sê hy, daar sit in sy neus die asem van die lewe geblaas. Daai gees, daai lewende gees, nou dis baie belangrik, die asem van die lewe, en dan sê hy daarso het die mens dan 'n lewende siel geword. Okay, so dis die 3 dimensies. Die mens is 'n geeswese met 'n siel wat woon in 'n liggaam. Hier gaan Paulus in die Nuwe Testament, en hy bevestig dit maar net vir ons. Hy sê, mag God ons bewaar volledig na gees, siel en liggaam. Okay, dis nou die setup na die misdaadtoneel toe. So wat gebeur toe nou? En net so 'n bietjie van 'n side note vir die van julle wat geïnteresseerd is oor die goedes, as ek so een kan aangaan. Die liggaam het natuurlik jou 5 sintuie, nie? Dit maak ons wêreldbewus.
sproe ons, ons ruk, ons weet ons luister, ons moet 'n side note hierdie. Jou sielsdimensie is 'n lekker akroniem, die week is, wil, intellek en emosie. Dit maak jou selfbewus. En dan het jy jou geesdimensie. Dis waar die lewensasem in ons ingeblaas is. Dit maak ons godbewus. Party mense verwys daarna toe as intuïsie, gewete, gemeenskap ensovoorts. Punt wat ek het wil maak is, jy sal sien net met die skepping van die mens, het God sy lewensasem in die mens ingeblaas. Hy het dit nie gedoen met die diere nie. So, het 'n dier 'n sielsdimensie? Ja, kan jy sê, daai Jack Russell van my het 'n wil. Hy is klein harrekwas so Hawie. Hy is intellektueel, veral as 'n kos betrokke is, en hy kan treur. Het hy gees? Nee. Hoe weet ek dit? Want die geesdimensie is wat uitroep na God toe. Dis wat gebeur het. So wat gebeur toe nou, as ons nou kyk na die misdaad? Vir om 'n misdaad te wees, moet daar 'n wet wees. So wat gebeur? Die wet sê, in Genesis 2, maar God sê vir hulle, van die boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. En ons almal ken die storie. Dit Adam en Eva, en daar's 'n vrug, en dit praat by die slang, en Adam en Eva eet van die vrug, en daar slat hulle neer met maat, jy sien dit blare spat, boef, mos dood. Einde van die verhaal. Nee. En ek dacht dan dat hulle sal sekerlik sterwe. Nee, die sterwe, soos ons sekerlik weet, verwys toe nou na die lewende gees, daai sterwe dit toe gebeur. Want die Heilige Gees kan nie in 'n onheilige liggaam lê nie. Die oomblik toe hulle sondig, toe moes die Gees sê, okay, nou is ek nie meer welkom nie. Ek gaan 'n lang draai maak ons, maar ek hoop julle volg my. En ek weet dit is bietjie dieper en intenser as wat ek gewoonlik oor praat, maar ek het vir myself gevra, as een boodskap is in die lewe, as ek een kans kry vir iemand iets te verduidelik, wil ek dit vir hom verduidelik, want dit het my lewe verander. So wat gebeur? Daar gebeur. En ons kry net na dit die mees tragieste vers in die Bybel. Want wat gebeur toe in Genesis 3? En God, toe in die tuin gaan wandel, het na die mens geroep en vir hom gevra, waar is jy? Want nou is God nie meer in hom nie. Nou is hy buite hom. En nou roep hy, waar is jy? Adam, waar is jy? En so kan jy jou naam daarin sit, waar is jy? En daai leemte, daai sterwende gees, is daar. En nou probeer ons hom volmaak. En is amazing, jy sal sien hoe probeer ons hom volmaak. Want net die Heilige Gees kan daai gees geleemte vul. Dis hoekom jy nooit 'n hond sal uitvang, as jy by die huis kom, dat hy agter die deur sit en bid nie. Want hy het nie geeskapasiteit nie. Maar jy kan maar Amazone toe gaan, waar nog mense nog nooit van God gehoor het nie. En dan sal een of ander klip of 'n boom daar neersit en maar aanbid. Want binne in hy menswees is daar 'n hinkering na iets wat nie volledig is nie. En hy weet nie wat dit is baie keer nie, maar hy weet daar is iets wat gevul moet word. En dis net wat die mens het. En ons kom by daardie en tot vandag toe nog. Wanneer ek met mense praat, by die kantoor, in 'n vliegtuig, dan hoor jy gou-gou, Pieter, waar is jy? Waar is jy? Dan roep hy uit na ons toe. Hoe weet ek dit? Want God het gesê, die mens het soos een van ons geword, dat hy nou goed en kwaad ken, moet hy ook nou net nie sy hand uitsteek en van die boom van die lewe neem, en vir altyd bly lewe nie. Jy sien, hy het nooit vir hulle verbied, om van die boom van die lewe te eet nie. Hy het gesê, moenie eet van die boom van kennis en goed en kwaad nie. Maar voor hulle by die boom van die lewe kon kom, toe maak hulle droog, en Eva eet ons uit die paradys uit. Ek spot maar net tot daai een. Maar, en daar sê die Here vir hulle, nee, voor hulle van die boom van die lewe eet, jaag hulle uit die paradys uit. Maar dis nie die einde daarvan nie. Dis ook maar net so 'n bietjie van 'n side note vir interessantheid. Want ons kry weer die boom van die lewe in Openbaring 2 vers 7. Heel aan die einde van die Bybel, ons is nou in die begin, waar hy dan vir hulle skryf en daar sê, laat die wat ore het luister na wat die Gees van die gemeente sê. Aan wie oorwin sal ek te ete gee van die boom van die lewe, wat in die paradys van God staan. So ons gaan weer 'n kans kry op die boom van die lewe, maar dis net 'n side note. Nou hinker die mens, ag Here asseblief, kom vul net hierdie gat. En ek kan nou maar vir die manne praat, die manne druk 'n klomp goed in daai gat, en man, dis geld, en dis girls, en dis drank, en teken selfs 'n rappie. Enigiets net om te try, om hierdie volledige lewe te try, en niks fit nie, want dit is nie die Heilige Gees. En dit is asof die Here sê, okay, ek sê jou wat, vir my Heilige Gees, om weer terugtrek te neem in jou, moet jy heilig wees. Maak net sin. So, ek sê wat, ek gaan vir jou dan
613 gebooie gee, 10 van hulle is baie bekend. As jy hulle kan nakom, dan leef jy heilig, dan kan my Heilige Gees weer terugtrek. En so vir eeue, vir millennia, probeer die ouens ons 10 gebooie nakom, of 613 as jy meer akkuraat wil wees, sodat ons net heilig voor God kan wees, sodat hy net weer vir ons 'n geboorte kan gee, daai lewende Gees wat in ons woon. En soos julle weet, so goed soos ek, faal ons daarin. En dan kry jy dit nie reg nie. Dan kry jy so 3 van hulle reg, of dan kry jy 100 van hulle reg, maar 613, nog niemand kon nie. En dit skep vir ons die misdaad toneel. Julle sal sien, hulle nie twee fisiese lyke daar nie, maar daar was 'n misdryf. Nou kom ons by die tweede hofsaak. En die tweede hofsaak, die tweede verhoor is besig om af te speel. Nou soos julle daar sal sien, is daar 'n regter, ek het toe 'n verkosie gevra, skep het vir my so 'n prentjie, van 'n hofsaak, hofsaal, en is nou nie heeltemal so 'n bietjie Amerikaans, maar dit daar gelaat. Julle, hooplik was baie van julle nog nie in die hof gewees nie, so dis maar meer 'n Hollywood weergawe. Maar daar sit die regter, en die ou in die oranje pakkie is waarskynlik een van ons, en hier in die linkerkant staan sy prokureur of sy advokaat, en hier in die regterkant sit die aanklaer. Nou ons lees van dit in die Bybel. Ons kyk daarso in Romeine 14 skryf Paulus sê, want ons gaan tog almal van ons gaan voor God se regterstoel verskyn. Elkeen van ons sal dus persoonlik voor God verantwoording moet doen. Daai dag gaan kom. So al was jy nog nie in die hof nie, sodat jy die prentjie sien, dat jy nie geskok is die dag as jy daar instap nie. Net so 'n ligter lyn, maar bietjie ernstiger in hierdie geval. Ons gaan almal voor God se regterstoel verskyn. Dan sê in Johannes 1, skryf Johannes, hy sê, ek skryf hierdie dinge aan julle sodat julle nie moet sondig nie. Maar wanneer iemand sondig, het ons vir Jesus, die regverdige, die parakleet by die Vader. Dis die 2020 vertaling, ek is mal daaroor, want hy gebruik die regte woord. Parakleet beteken advokaat, prokureur, raadsman, noem dit wat jy wil. So hier kom Johannes, hy sê, die dag as jy sondig, nie te veel stres nie, daar's 'n advokaat of 'n prokureur wat by jou gaan wees, sy naam is Jesus. Maar dan ongelukkig is daar ook die aanklaer, wat daaronder gesit het op die prentjie. Openbaring 12 sê van omdat die aanklaer van ons broers uitgegooi is, hy wat hulle dag en nag voor God aangekla het. So die hele hof scene speel af hier voor ons, as ek hom net weer daar kan terugsit. So daar sien nou al die rolspelers bymekaar gesit. En daai hofsaak speel vandag nog af. Wat vir my interessant is hoeveel mense dink dat wanneer hulle skuldig pleit, dan sal hulle vergewe word. Ek moet so 'n oombliekie gee, dit is 'n proses. Jy kom voor die Here en sê, Here, ek is skuldig. Dan dink jy die Here gaan sê, dis alright, ek vergewe. Nee. As jy skuldig pleit, is jy skuldig. Jy dan sopas skuldig gepleit. So as jy skuldig pleit, gaan 'n landdros of 'n regter jou nooit sê, o, jy pleit skuldig, great, ek vind jou onskuldig. Hy kan nie, want ek het sopas skuldig gepleit. Jy mors net nie sy tyd vir 'n 7 lange maande hofsaak nie. Hy sê net, dankie, jy is nou sommer skuldig gepleit, so ek bevind jou skuldig. Die feit dat jy skuldig pleit, kan bloot dien as strafversagting. So as iemand wat uit die hofproses ken, ek pleit skuldig, die regter sê, great, ek bevind jou dan nou maar skuldig. Nou gaan ons in die volgende fase in. Dat is van die hofsaake wat jy nou in die koerante sal lees oor die tannie wat by die kinders vermoor het en so. Nou is hulle in die voorvonnis stadium. Nou kom hulle maar, ja, dis die omstandighede en sy het skuldig gepleit, so sy het nie die hof se tyd gemors nie. Dan sê die regter, ek sal dit in gedagte neem as strafversagting, maar straf gaan maar gestraf word. Want skuldig is as skuldig bevind, want sy het skuldig gepleit. En is vir my verbasend, hoeveel mense dink dat as ek net voor die Here gaan staan en sê, Here, gisterand alweer of laas wat ook al, ek is skuldig, vergewe my. En dan sê die Here, ek kan nie. Ek het dan sopas skuldig gepleit. En dit mis ons. En dit het ek gemis wat in 'n kerk groot geword het van Jesus is my verlosser en my saligmaker. Wie glo Jesus is verlosser en saligmaker? Ek dit al met julle gesê. Hier sê ek, sy ou vir my,
wat ek nou vir jou vra, wat beteken verlosser en zaligmaker? En toe moes ek my hand weer bære, want ek was nie helemaal seker nie. Weet ek het so groot geword, dus sê dit maar. So, as ek het vir julle, ek wil iemand sien, baie dink, as hulle voor God skuldig pleit, sal hy hulle vergewe. Hy sal nie. Hoekom? Want op Psalm 89, vers 15, staan daar reg en geregtigheid is die grondslag van die toorn. As jy die prentjie nou weer gaan sien, agter die regter staan daai psalmvers geskryf. Vir God om 'n regverdige God te wees, moet hy sonde straf. Anders as jy, ag boys, doen net wat julle wil, ek sien julle 1000 jaar, dan gaan ons maar net. Nee, vir God om 'n regverdige God te wees, moet hy sonde straf. Reg en geregtigheid is die grondslag van sy troon. So toe Jesus sy hand opsteek en sê ek sal betaal. Toe kom hy dan Matteus 26 in die tuin van Getsemane en hy besef ek gaan sterf. Vir sondes wat ek nie eens gepleeg het nie. En hy sê, Vader, as dit moontlik is, dat die beker by my verbygaan. En sy pa sê vir hom, Boeta, dit is nie moontlik nie. Want daar moet betaal word. Daar was sonde, daar is sonde, en dit moet gestraf word. Ek wil hier met dit sien. Nou moet jy verstaan wat Jesus gedoen het. Hy is ons advokaat. Ons staan voor daai groot hofsaal. En die almagtige sit as regter. En nou sit jy daar so met die beskuldigde bank en Jesus staan daar as jou advokaat, soos wat Johannes sê. En die aanklaer sê, edelagbare, hy het dit gedoen, daai naweek, en hy dit, en hy dit, en hy dat. En die regter kyk vir die advokaat, hy sê, nee, die advokaat, hoe pleit jou kliënt? En die advokaat sê, die edele skuldig. En die regter sê, in daai geval, meneer advokaat, bevind ek jou skuldig, en jy die aangeklaagde, jy kan maar gaan, ek spreek jou vry. Meneer die hofordonnans, jy kan maar die aangeklaagde laat gaan, hy is vrygespreek, by the way, stuur vir my die advokaat, vat hom uit en gaan kruisig hom. Dis wat gebeur het. Jy moet dit snap. Was dat 'n misdaad? Ja. Was daar skuldige bevinding? Ja. Was daar straf? Ja. Maar die aangeklaagde het dit nie gekry nie. Sy advokaat het dit gevat. En hy is uitgevoer en gekruisig. Dis die enigste geloof in die wêreld wat dit gebeur. Al die ander gelowe verskyn hulle voor hulle weergawe van die regter. Sê ek is skuldig. Sê ek weet. So as jy wil hê ek wil die straf bietjie minder, maar Boeta, beter jy aansluit by een of ander liefdadigheidsorganisasie en jy moet gee. Of strek vir een of ander bom aan en gaan maak het om mense dood, daar is of jy het om maag te wag hierna, whatever het is. Maar jy gaan hierdie rekening moet afwerk. En hopelik kan jy genoeg doen om die rekening laag genoeg af te werk, dat ons mekaar, wanneer dit verby is, kan uitsort. Almal moet iets doen om die straf minder te maak, strafversagting te kry, never mind straf kwytskelding. Die Christelike geloof is die enigste geloof waar jy onskuldig bevind kan word wanneer jy skuldig pleit. Maar daar is 'n voorwaarde. Sien jy die scene afspeel? Kom ek wys jou hoe die skrif dit verduidelik. Kyk hier so skryf Paulus in Romeine. Hy sê God het hom, dis nou vir Jesus, hom het God gegee as offer wat deur sy bloed versoening bewerk het vir die wat glo. Hy het ons by God weer by mekaar gebring. Daai ding wat ons geskei, die sonde, het hy Jesus vir ons gegee. Sort dit uit. Mense, kan ek dit net vir iemand eendag 100 keer oor verduidelik tot hy dit kry? Hy sê hierdeur, gaan Paulus verder, het God getoon wat sy vryspraak behels. Okay, wat beteken dit dan als hierdie goed? Hy sê hy die sondes wat hy voorheen in verdraagsaamheid tydelik ongestraf laat bly het hy vergewe. Duisende jare se sondes, van Adam en Eva af, tot by die kruis. Hy het dit nie afgeskryf nie. Hy het gesê, ek gaan dit tydelik
oorsien. En toe Jesus by die kruis kom, en die sonde val op hom, en hy betaal vir al daai sondes voor die tyd, was dit so onaanskoulik dat in my geestesoog het God sy gesig moes wegdraai. En Jesus moes uitroep, my God, waarom verlaat U my? Want hy kon nie daarna kyk nie. Hy kon nie daarna kyk nie. Dan gaan hy verder. Hy sê, maar hy het ook getoon wat sy vryspraak en die teenwoordige tyd behels. Hy oordeel regverdig, deurdat hy elkeen vryspreek wat in Jesus glo. So wanneer ek voor hom verskyn, en hy sê vir my, hoe pleit ek? En Jesus antwoord, U edele, hy pleit skuldig. Dan sê hy, okay, ek sien wie praat vir jou. Ek bevind jou skuldig, jy kan maar gaan, hofordonnans vat hom en gaan kruisig hom. Want betaal moet daar betaal word. En dit het Jesaja gesê, honderde jare voor Jesus, toe hy van Jesus gepraat het, sê, maar die Here het almal se sondeskuld op hom laat neerkom. Maar, ouens, en dis nou die kruks, daar is die hofsaak, ek vra te vir Kosie, skep nou vir my die beeld. Daar kan jy hom sien, daar is die aangeklaagde heel happy handjies by mekaar, en daar gryp die hofordonnans, die prokurering advokaat, op pad gekruis toe. Die lekkerste vir my is die verbasing van die aanklaer hieronder. Wat die ding is nou gebeur? Ja, exactly. Daar gesprek sal ons ook nog sien. Maar Bloemwis is American Swiss. Wat was die aanbod? Jesus kom en sê, ek sal betaal. Ek maak die aanbod. Betaal gaan na betaal word, Boeta. My broer met dit wat hy sit, ek sê, nou betaal gaan na betaal word, wat God is 'n regverdige God, sonder om gestraf word. Hy gaan jou nie vergewe, net omdat jy skuldig gepleit het nie. Jy kan ten beste strafversagting kry. Betaal moet betaal word. Maar nou kom Jesus en sê, ek maak aanbod. Ek sal betaal. Vir jou. Dan geskyn is voor die regterstoel. Dan sê, hoekom wil jy die losprys hê? Hoekom wil jy die ewige lewe hê? Dan sê ek, maar ja, ek het die aanbod aanvaar. Onthou jy nie die dag, of daai tyd in my lewe, wat ek gesnap het wat u gaan kon doen het nie. Daar is ooreenkoms. Dan sal die regter sê, dis reg. Jy is vry. Jy is skuldig. Jy het klaar betaal vir dit. Ek weet ons verstaan nie goed, maar begryp ons nie goed. Jy het ons al gereageer op die aanbod, en ek kan nie altaar kol maak, en nie stres oor dit nie. Het is my belangrik dat jy uitstap en jy gaan dink oor die goed. Want jy moet weet wat is die prys wat jy betaal daarvoor. Nee, jy moet weet wat was die prys wat hy betaal het daarvoor. Maar wat beteken dit? Want hierdie hofsaak speel homself af. So seker wie die Here leef, gaan ons daar staan. En iemand gaan betaal. Kan jy wees? Of het kan Jesus wees? Maar vir dit om Jesus te wees, moet jy weet, die aanbod was gemaak, en hy staan nou nog. En hoor jy hom? Waar is jy? Daai roep van die tuin van Eden. Waar is jy? Ek wil hom vol sirkel bring vir jou. Vir die Heilige Gees om terug te trek, moet ons heilig wees. Die 613, 10 gebooie, noem wat jy wil, gaan niemand maak nie. So don't even try. Maar ek wil graag hê, Jesus se Gees, ons het dit gesing met die tweede lied, moet kan terugtrek in my liggaam, maar ek weet ek leef nie heilig nie. Nicodemus het dieselfde stryd gehad in Johannes 3. En daar staan daar so, Jesus sê vir hom, amen, ek sê vir jou, as iemand nie van bo gebore word, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. En Nicodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens weer gebore word? En die antwoord is eintlik voor die hand liggend, ouens. Die oomblik as jy aanvaar wat Jesus vir jou gedoen het, en jy aanvaar die aanbod dat hy vir jou sondes betaal, dan kyk God na jou toe, en hy sien nie meer sonde nie. Vrygespreek, daar het betaal, advokate betaal, hy is vrygespreek. En die oomblik as ek dit aanvaar, dan is ek heilig in God se oë, want hy kyk na my met Jesus oë. En dan gebeur iets great. Nou kan ek vir die Heilige Gees sê,
asseblief kom terug. Ek het geestelik gesterf met my sondes, net soos Adam en Eva. Ek wil geestelik weergebore word. Trek terug. Was nie baie goed. Gee jou hart vir die Here. Punt is net, maak nie saak wat jy dit noem nie. Weet jy dit, het jy dit gekies, het jy dit ervaar. Want dit gaan crucial wees. Dalk nie vandag nie, maar eendag gaan dit crucial wees. En nou beteken Johannes 3 vers 16 so bietjie meer vir ons. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, as ek nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. Ek wou hier stop en sê amen, maar ek het een ding wat ek moet vasmaak. En dit is dat, ek sien daar's, dan kom ou, okay, so ek moet Jesus aanvaar, weergebore word, als gesorted, dan kan ek maar leef soos ek wil. My fire insurance gekry, weet, life goes on. Alles behalwe. As jy weergebore word, of as die Heilige Gees by jou intrek neem, en ek wens ons kan al die songs net weer oorgesing het, want dit gaan nou vir iets anders te beteken. Kom Heilige Gees, Skepper wees en Gees, neem die intrek, dan lei my deur die waarheid. Al die songs wat ons gesing het voor die tyd, moes ons eintlik nou na die tyd gesing het. Want nou leef God se Gees in my. My lewe kan nie dieselfde wees nie. Daar is nie 'n freaking manier nie. As die wortel verander, gaan die vrugte verander. En hier soveel, en dit is hoekom ons elke Sondag kerk toe kom. Nie net om hierdie boodskap wat ek nou vergeet te hoor nie, want jy het hom al in baie kere al in baie weergawes gehoor. Maar wanneer jy daai keuse geneem het, daai aanbod aanvaar het, daai stap geneem is, wanneer jy gedoop is, ek word gedoop volgende week, niks van daai voorwaardes, als van dit dui na iets toe. Maar wanneer dit als gebeur, kan jou lewe nie dieselfde wees nie. Dan kom ek Sondag kerk toe, ek sê pastoor, rus my net toe. Rus my net toe. Want ek is nie meer dieselfde nie. Ek is 'n nuwe skepper. Al die ou dinge het verbygegaan, sê Paulus. Die nuwe het gekom. Wys my leef ek nie. Iemand het dit hier gesê, ek dink was in gebed gewees. Mind-blowing. Nêrens sê jy Jesus sê vir jou die ou Simon Says game nie. Al wat Jesus vir ons sê, volg my. Sal jy goed uitsort. Nie van hou op dit en so, bang, moenie net nie. Ja, dis nou. Volg my. So ek wil jou net een ding laat. En ek doen dit sodat jy so 'n bietjie moet verstaan wat moes Jesus deurgaan. So ek sluit af met die volgende gedeelte. Die gevolg van my vyspraak. Daar is so baie, maar die ene, ek wil hê jy moet ietsie weet waar die advokaat gegaan het, of die prokureur. Jesus vertel daar so van die gelykenis wat gaan teruggaan, dat julle nou nie kan vooruit lees nie. Hy vertel, so hy sê die koninkryk van God is soos hierdie ou wat 'n vrag geld geskuld het, dan kom hy voor die skuldeiser, en dan wil hy met hom boeke vat, en dan pleit hy, asseblief vergewe my, dis 'n klomp geld. Dan sê hy, right, ek vergewe jou. Dan stap jy ou net daar uit, dan is daar 'n pel van hom, wat hom 'n klein bedragie skuld, en dan sê hy van betaal, nou, gryp hom aan die keel. En dan sê ouens wat om hom staan, sê, jy het so pas al daai vergifnisse kry, maar jy wil hierdie ou verantwoordelik hou. En dan sê Jesus die volgende, hy sê, daarop roep sy Heer hom en sê vir hom, jou slegte diensknegt, al daardie skuld het ek jou kwyt geskel. Omdat jy my gesmeek het, moes jy nou nie jou mededienstknegt ook barmhartig wees, soos ek jou barmhartig gewees het nie. En sy Heer het hom in die toorn oorgegee van die pynigers, sodat hy betaal het alles wat hy ons verskuldig was. Die van julle wat Bruce Wilkins is 70 times 70 of 7 al gedoen het, dit spreek het baie mooi aan. Die punt is net, Jesus sê vir ons, as ons weer bid, vergeef ons skulde, soos ons skuldenaars vergewe. Hoor jy, dis nie die begin en die einde, hier is maar net 'n stukkie daarvan, maar ek het in my hart gevoel, ek gaan dit ingooi om af te sluit mee, hoekom? Want as Jesus opstaan, sê ek weet nie eens wat ek eintlik sê, weet hy wie ons is, maar hy sê, daai sonde, wat ek nie gedoen het nie, gee vir my. Ek sal betaal, gee vir my. Geef vir my. Kom ons, bring al julle sondes vir my, ek sal betaal. Dan kom jy by iemand wat jou onreg aandoen. Nee, sy sterft. Hy sal met kom vergifnis smeek.
Ek kan nie daai vergewe nie. Ons advokaat staan in vir ons oortredinge, maar ons is nie eens bereid om in te staan vir die klein oortredinge van ander teen ons nie. En then some, en dan gaan ek preek vir 3-4 ure, 4 dae, en dis wat is elke Sondag voorkom. Ek het nie 'n landing beplan, soos die Engelsman sê, om in te kom nie. Ek wil eintlik so lekker ongemaklike stilte los. So die van julle wat vir my sê oor die ander, daai is boring, ek ken dit, sê ek ook, kom ons raak stil en celebrate die feit dat jy dit geken het. En dat jy die keuse gemaak het en die aanbod aanvaar het en kan aandring op die losprys van die ewige lewe. Maar dalk is iemand dan as dit net een. Here, al is dit net een. Wat sê? Okay, I get it. Maklik om die kerk te sit en sê, Here, ekskuus vir laaste naweek, ek is skuldig, vergewe my. En dan te hoor hy sê vir jou, nee. Net omdat jy skuldig gepleit het, beteken nie gaan jou vergewe nie. Die feit dat jy skuldig pleit, maak jou skuldig. Die vraag wat ek jou wil vra is, wie gaan betaal vir daai skuldig pleit? Wie gaan betaal? Want daar moet vergelding wees. Want God se toren is sy toren word gebou op gereg en geregtigheid. En dan is al vraag wat bly, gaan Jesus opspring is hierso. Daai ene is myne. Want daai dag, daai tyd, daar in sy lewe, het hy gesê, Here Jesus, ek aanvaar U as my verlosser van my sondes en my saligmaker voor my Skepper. En die Gees van God, die Skepper lewend maak het Gees woon in my. Ek ken die pad huis toe. Dan sê okay. Dan celebrate ons dit. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, mag ons nooit lig maak van iets so groots nie. Dankie Here, dat U vir ons in eenvoud van 'n hofsaak vertel en waarsku dat ons sal almal rekenskap gee en eendag voor U verskyn. Here, maar wat 'n glorious oomblik dat U klaar die oplossing gegee het. Dat ons nie hoef te skarrel nie, Here, dat ons nie hoef te gaan uit verdienste uit nie. Dat ons nie hoef te wonder nie, Here. Dat ons nie rekening hoef af te werk nie, Vader. Dankie, Here Jesus, dat ons net so vir 'n oombliekie bewus kan word van wat U gedoen het. Ek bid, Here, dat U enigiemand wat hier is, wat nog nie op daai plek gekom het om U aanbod te aanvaar nie, sal hand opsteek en sê, Here, ek aanvaar dit. En dan sal oorstap, Here, en sy Heilige Gees neem intrek en neem oor. Ek wil gedoop word in U. Ek wil leef vir U, uit U, deur U en tot U. Sal alle dinge wees van nou af tot in ewigheid. Amen.